In Matteus 26 vers 34 tot 35 hoor ons van die mees selfversekerde woorde wat nog ooit deur 'n disipel gespreek is. Jesus sê vir Petrus: "Dit verseker ek jou, vannag nog voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon." Petrus antwoord met absolute sekerheid: "Al moet ek saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloon." Petrus bedoel elke woord. Sy hart is opreg. Sy lojaliteit voel onwankelbaar. En tog voor die nag verby is, sal vrees sy gemoed stil maak en skaamte sal sy selfvertroue vervang. Petrus se woorde herinner ons daaraan hoe maklik dit is om ons eie krag te oorskry. Ons beloof God dikwels groot getrouheid wanneer dinge kalm is. Wanneer die vuur ver weg is, wanneer die kostes teoreties voel. Petrus het Jesus diep liefgehad, maar hy het nog nie sy eie swakheid verstaan, en ons ook nie, totdat die druk kom. Kom ons fast forward na Johannes 21 vers 15 tot 17. Die opstanding het plaasgevind. Petrus het Jesus al 3 keer verloor, net soos Jesus voorspel. Hy het bitterlik gehuil, hy het daar spyt, teleurstelling, en dalk die stille vraag: kan ek steeds aan Jesus behoort, na wat ek gedoen het? Nou ontmoet Jesus Petrus by die see. Dit is nie 'n ongeluk nie. Genade ontmoet ons dikwels presies waar ons mislukkings ons gelaat het. Jesus begin nie met 'n beskuldiging. Hy sê nie: Petrus, hoekom het jy my verloon nie? In plaas daarvan vra hy 'n diep persoonlike vraag: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? 3 keer vra Jesus. 3 keer antwoord Petrus. En met elke vraag raak Jesus sagkens die wond aan, wat deur Petrus 3 ontkennings gelaat. Dit is nie wreedheid nie. Dit is herstel. Jesus maak nie die wond weer oop om Petrus skaam te laat voel, maar om hom heeltemal te geniet. Let op iets baie belangriks. Jesus vra nie vir Paulus: vertrou jy jouself, of sal jy beloof om nooit weer te val? Hy vra: het jy my baie lief? Liefde, nie selfvertroue nie, is die grondslag van disippelskap. Petrus antwoord nou eerlik. Die dapper spoggerigheid van Matteus 26 is weg. In plaas daarvan sê hy: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Petrus vertrou nie meer op sy eie krag. Hy plaas sy hoop in Jesus se kennis en barmhartigheid. En elke keer as Petrus sy liefde bely, antwoord Jesus met 'n roeping: laat my lammers wy. Pas my skape op. Laat my skape wy. Dit is verstommende genade. Dieselfde man wat Jesus verloon het, is nou toevertrou met die sorg van Jesus se mense. Mislukking het Petrus nie gediskwalifiseer nie. Onverskrokke trots sou dit wel gedoen. Hierdie is die goeie nuus vir ons vandag. Jesus definieer ons nie deur ons slegste oomblikke nie. Hy sien nie alleen ons mislukkings duidelik raak nie. Hy het immers Petrus se ontkenning voorspel, maar hy sien ook ons toekoms. Hy sien ons toekoms duidelik. Waar Petrus eens gesê het: ek sal hy nooit verloon en misluk het, vorm Jesus hom nou in 'n herder wat hy later, 'n herder wat sy lewe vir evangelie sou afloop. Hierdie gedeelte leer ons 3 waarhede. Eerstens, opregtheid is nie dieselfde as krag. Petrus was opreg in Matteus 26, maar hy het nog nie afhanklikheid geleer nie. Ons geloof groei nie wanneer ons spog nie, maar wanneer ons in volle op Christus staan. Tweedens, mislukking is nie die einde van die storie. Petrus se ontkenning van Jesus was echt pynlik, maar dit was nie finaal. Jesus het hom opgesoek, persoonlik met hom gepraat en hom liefdevol herstel. Derdens, herstelde liefde lei tot hernuwing. Jesus vergewe nie net vir Petrus. Hy gee hom 'n opdrag. Genade laat ons nie waar dit ons vind nie. Dit stuur ons vorentoe met nederigheid en doelgerigtheid. As jy dit vandag spyt dra,
Hoor die stem van Jesus wat vra, is jy lief vir my? Nie om jou te veroordeel nie, maar om jou te herstel. En as jy hom liefhet, selfs in swakheid, selfs onvolmaak, sê hy steeds, volg my. Amen.